Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is ons tweede episode van ons kort reeks wat ons noem Wat van die doop? En ek dink ek gaan ook vandag klaar maak, maar dit mag dalk 'n bietjie langer boodskap wees want ons gaan na baie tekste kyk. Ek wil veral kyk na wat is die voorbeelde wat vir ons gestel is? Wat sien ons in die woord? Wat het ander gedoen? En is dit dalk die moeite werd om hulle voorbeeld te volg? Nou die eerste een wat ek nou wil kyk is Jesus. En Jesus gee vir ons hierdie bitter belangrike woorde, nie net vir die doop nie, maar vir alles in ons lewe. Ons hele lewensuitkyk, ons hele manier hoe ons die lewe moet hanteer. Een van die belangrikste aspekte van ons lewe is vir my in hierdie teks vasgevang in Matteus 16 vers 24. En is iets wat ek regtig probeer in my elke dag lewe en wat ek en jy kan probeer in ons elke dag lewe na te streef. En dis hierdie teks wat Jesus vir ons leer in Matteus 16:24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Die Engels sê, deny yourself. Verloon jouself, ontken jouself van enige van jou eie voorregte en volg my. Ek dink as ons net daai beginsel in ons Christen lewe kan nakom, as ons net by dit kan uitkom, sal ons soveel van ons probleme oplos. Sal daar soveel minder probleme wees. Daar sal soveel dinge wees in die kerk, in ons persoonlike lewe, in ons huwelike, in ons verhoudings met ander mense, met ons kinders, met ons vriende, met alles, as ons net bereid sal wees om onsself te verloon en hom te volg. Hoeveel van ons elke dag probleme om ons is as gevolg van hierdie een enkele feit? Omdat ons te vol is van onsself. Omdat daar net te veel is van onsself. Jesus sê, verloon jouself en volg my. En wat is die voorbeeld wat hy vir ons gestel het in die doop? Ek gaan vir ons blaai na Matteus 3 en ons kry hier waar Jesus na Johannes toe kom by die Jordaanrivier. In vers 13, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En kom u na my toe, en vers 15 is waarby ek wil uitkom. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En Jesus is gedoop. En dit was die begin van Jesus se bediening. Hierdie is vir my so groot, dat Jesus het geweier om sy bediening te begin, voordat hy gehoorsaam was deur die doopwater. En ons het in ons vorige episode hieroor gesels, hy wat geen sonde geken het nie, wat geen sonde gedoen het nie, hy het nie nodig gehad om deur die doop van bekering te gaan, om van enige sondes te bely, enige sondes te bekeer nie. Maar nogtans sê hy, ons moet alle geregtigheid vervul, en ek wil aan my Vader gehoorsaam wees, en deur die doopwater gaan. En dan sê hy, verloon jouself, en volg my. Ek dink, ons het eintlik nie nodig om na enigiets anders te kyk nie. Ons kan net na hierdie kyk en sê, as Jesus sy bediening met die doop van water begin het, geliefde, moet ek en jy nie vir ons beter hou. En sê, nee, maar die doop is nie vir my nie, die doop is vir daai klomp apostolies, wat jou soos 'n krokodil deur die water wil sleep, en allerlei ander goeters. Ons moet wegkom van hierdie idee af. En net eenvoudig Jesus gehoorsaam en hom volg. Maar dan sê Paulus ook vir ons hierdie interessante ding. Ek wil gou kyk na Paulus in Handelinge 22, as jy saam my soontoe wil blaai, in Handelinge 22
is Paulus deur die Jode gevange geneem en hy vra 'n geleentheid om hulle toe te spreek. En ek gaan nou nie deur al daai goed gaan nie. Maar hy vertel van onder andere van sy Damaskus ondervinding en van hoe Ananias na hom toe gekom het. En waarby ek net wil uitkom is vers 16 van Handelinge 22, waar Ananias vir hom gesê het, en nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Ananias sê vir Paulus, moenie versuim nie, laat jou doop. En hier is iets wat ek vandag by jou wil tuisbring, is moenie versuim om gedoop te word. Ons het nou gesien dat Jesus is gedoop, en hy sê, volg my. En dan wil ek vandag vir jou na 'n klompie voorbeelde wys, waar doop nie uitgestel is nie, waar mense nie versuim het om gedoop te word nie, en Paulus is een van hulle. En Ananias sê vir hom, en nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop. En Paulus is gedoop. Die ou wat omtrent die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, die oomblik wat hy tot bekering gekom het, is hy gedoop. En dan sê Paulus vir ons, hy skryf hierdie ding in 1 Korintiërs 11 vers 1, dan sê hy ook, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. So, as jy dan nie Jesus wil volg deur die doopwater nie, Paulus kom skryf dieselfde ding, hy sê, wees dan my navolger, soos wat ek Christus navolg, en hoe het ek Christus nagevolg? Ek is ook gedoop toe ek tot bekering gekom het. Die 2020 vertaling vertaal daai gedeelte so, hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. En wat was die voorbeeld wat Paulus vir ons gestel het? Wat is die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het? Hulle is gedoop. En Paulus sê hy is gedoop sonder versuim. Blaai vir my saam na Handelinge 2 ek gaan hier by vers 41 wil ek stil staan. In Handelinge 2 kry ons waar Petrus onder die salwing en onder die doping van die Heilige Gees die skare mense toespreek en na 3000 mense daai dag. Dis die dag met die uitstorting van die Heilige Gees wat ons vandag ken as Pinkster. Daai dag 3000 mense tot bekering gekom. En lees saam met my vers 41 waar daar staan, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Kan jy imagine wat het gevat het om 3000 mense te doop? Nou het ek al gehoor, daar's mense wat spekuleer, hierdie mense is besprinkel, want daar was nie plek in Jerusalem om gedoop te word nie, so hulle het waterbakkies gevat en hulle besprinkel. Ek dink dis baie gevaarlik om te bespiegel. Ek dink dis bitter gevaarlik om aannames te maak, om goed hier in te lees in die woord in wat nie staan nie. Hier staan eenvoudig, hulle is gedoop. Hoe? I don't care. Of hulle almal van daar af Jordaan toe is, of wat se rivier ook al daar naby is, ek was nou nog nie in Jerusalem nie, en ek is nie vertroud met waar al die water gebeur nie. Ek weet net, God het geweet 3000 mense gaan wil gedoop word. En hoe die logistiek gewerk het, weet ek nie, maar ek sê nou vir jou, 3000 mense is onderdompel. Want hulle het die voorbeeld van Jesus gevolg. En daar was nie uitstel nie. As daar 'n verskoning was, dan dink ek kon daar 'n verskoning hier gegee geword het. Hoorie, julle is baie mense. Kom ons kyk net of ons julle teen die einde van die jaar nie ten minste al 3000 gedoop kan kry nie. Hierso staan, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Dit wil vir my lyk asof al 3000 mense daai dag gedoop is. Geliefde, ek dink ons het in 'n era gekom in die kerk waar die doop as 'n nice to have aangebied word.
Dis 'n oulike gedagte. Dit is iets nice wat ek eendag sal doen as ek so voel. Jy weet, as die water bietjie warmer, as die weer bietjie warmer is, as daar meer familie by is, as dit alles net, as al die omstandighede net beter lyk en alles net reg loop en ek reg voel en die regte pastoor daar is of die regte persoon, jy weet, as alles net vir my gemaklik is. Ek dink nie dit was gemaklik om 3000 mense op een dag te doop nie. Ek dink inteendeel, dit was 'n groot uitdaging en baie ongemaklik en ongerieflik. Hierdie mense het nie met hulle doopklere gekom nie. Hulle het 'n enorme geraas gehoor, 'n geluid wat hulle geïnteresseer het, wat hulle geprikkel het en wat gemaak het dat hulle na die plein toe gaan en luister wat het Petrus hulle te sê en hulle tot bekering gekom en hulle is gedoop. Sommer net daar in hulle klere wat hulle aangehad het. Baie ongerieflik. Maar die boodskap wat hulle gehoor het hulle oortuig, hulle moet gedoop word. Blaai saam met my na Handelinge 10 toe. Hier kry ons vir Kornelius en sy gesin, wat Petrus ook vir hulle die woord bring, en ek wil nou nie die hele boodskap lees wat Petrus vir hulle gebring het nie. Ek wil net by vers 44 vir ons stil staan, en in vers 48, vers 44 sê, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, hierdie woorde van die evangelie, hy is nog besig om die evangelie aan hulle te verduidelik, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Almal wat daar by mekaar was, is gevul met die Heilige Gees. En toe in vers 48, en hy, dis nou Petrus, het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Alhoewel hulle gedoop is in die Heilige Gees, het Petrus nog steeds bevel gegee dat hulle ook gedoop moet word in water. So, hierdie trek 'n rooi streep daardeur, hoorie, as ek gedoop is met die Heilige Gees, was dit meer as genoeg. Die doop van die water is sekondêr aan die doop van die Heilige Gees. Petrus het bevel gegee, dat alhoewel hulle met die Heilige Gees gedoop is, dat hulle ook die doop van die water sal volg. Want ons verloon onsself en ons volg Jesus. Blaai vir my saam na Handelinge 8 toe. Hier kry ons vir Filippus, en ons ken hierdie storie ook baie goed. Filippus wat die hofdienaar van Ethiopië ontmoet langs die pad. En ons weet die hofdienaar was besig om uit die boekrol van Jesaja te lees, en hy vra vir Filippus of hy dit vir hom kan verduidelik. En lees saam met my van vers 35 af, en Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin, so van hierdie skrif van Jesaja af, begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Want hulle het nou nog nie die Nuwe Testament gehad nie, hulle het nog net die Ou Testament gehad. En Filippus gebruik die Ou Testament, dit is vir my so mooi, om die evangelie van Jesus aan hierdie man te verduidelik. En dan sê hy in vers 36, en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? Hier is my verskriklik interessant, dat hy het net die Ou Testament om die evangelie van Jesus aan hierdie ou te verduidelik. En die eerste keer wat hulle water sien, sê hy, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? Dit sê vir my duidelik, dat Filippus in die verduideliking van die evangelie, het ook aan hom verduidelik van die doop. En die eerste keer wat hy water sien, sê hy, maar hoorie, ek onthou daai wat jy net vir my verduidelik het, hier's water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. Hy sê nie vir hom, as jy ten volle disipel is, en as jy al 'n jaar lank in die kerk is, en as jy voorgestel en aangeneem is, en as hulle jou aanvaar het in die kerk, of al hierdie verskonings wat ons deesdae het, hy sê nie vir hom, weet, daai water is bietjie koud op die oomblik, maar as dit warmer word, of wanneer jy so voel, of wanneer jy meer volwasse is, en wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, of al hierdie snaakse goeders, wat ons deesdae op mense laai om te sê, jy moet eers al hierdie hê, voordat ons jou gaan doop. Hy sê vir hom, as u glo met u hele hart,
is dit geoorloof om gedoop te word. Geliefde van Jesus, as jy met jou hele hart in Jesus glo, is dit geoorloof om gedoop te word en moenie uitstel nie. Doen dit. Volg hom met alles in jou. Verloon jou eie vooropgestelde idees. Deny jouself en volg Jesus deur die doopwater as jy in hom glo met jou hele hart. Hy sê, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou en hulle het albei in die water afgeklim. Hierdie ou is bekeer vir 'n paar minute. Op die beste 'n uur of 2. Hy's vars in die evangelie. Hy het nog glad nie 'n volwasse geword in die evangelie nie. Die voorwaarde was, hy het met sy hele hart geglo. En die oomblik toe daar water is, beveel Filippus dat die wa moes stilhou en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. Wat is jou verskoning om nie gedoop te word nie? Hoekom stel jy uit? Geliefde, ons sien nie uitstel van die doop in die woord nie. Blaai vir my saam met na Handelinge 16 toe. Ekskuus, ek moet 'n bietjie vinniger beweeg, anders gaan ons vir ewig wees. Handelinge 16 is Paulus en Silas in die tronk. En ons ken hierdie verhaal, Paulus en Silas het om middernag het hulle begin lofliedere sing. En ek dink God het begin tap op die vloer en toe sa aardbewing en die deure van die tronk gaan oop en Paulus en Silas is vry. Hulle kan eintlik uitstap daar. Maar hulle doen dit nie. En die tronkbewaarder skrik so groot. Hy wil sy lewe neem en hulle keer hom en sê moenie jou lewe neem nie. Ons is nog hier. En hy kom radikaal tot bekering. En ek wil hierdie storie optel van vers 28 af, dat ons dalk net hierdie konteks kry. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, dis toe hy homself wil doodmaak. Hy sê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Vers 31, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur, daar was nie uitstel nie, in dieselfde uur van die nag. Jy sien, hulle het nie gewag vir die dag, die son opkom, dat dit bietjie warmer word, dat dit meer gerieflik is, gewag vir môre of gewag vir die naweek of gewag volgende maand dat die familie kan injoin op hierdie storie nie. In dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Hierdie is amazing. Daai nag nog is hy gedoop. Nou hier wil ek ook net iets bygooi. Hier staan nou hy en al sy mense. Cornelius is ook, hy en almal wat by hom was, is gedoop. En nou gebruik mense hierdie verskoning, ja, maar ons kan kindertjies ook doop en babas kan ons ook doop, want ons neem aan, jy weet, hier was babas ook hier gewees. Geliefde, ons lees dinge hierin wat nie hier staan nie. Hier staan nie, hier was babetjies nie. Hier staan net in vers 32, en hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was, en in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Daar staan niks van kinders nie, en ons kan baie sterk aanneem dat hulle almal tot geloof gekom het. Want hoor wat sê vers 34, toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Ons sien oral deur dat
die eerste disippels en Paulus het net gelowiges gedoop. Mense wat tot geloof gekom het, mense wat 'n besluit geneem het om in Jesus te glo. Die laaste een wat ek met ons wil deel is Handelinge 18. En hier kry ons vir Crispus, die hoof van die sinagoge. In vers 8 wil ek vir ons lees, en Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. Jy sien, hierso staan pertinent, hy en sy hele huisgesin het in die Here geglo. 'n Babietjie kan nie in die Here glo nie. 'n Baba van 'n paar maande, 'n jaar, 2, 3 jaar, kan nie 'n besluit maak om in die Here te glo nie. En hier staan spesifiek, hy en sy hele huisgesin het in die Here geglo. En ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. Geliefde, ek weet nie, hoe kan ek dit nog sterker vir jou wys in die woord, wanneer mense tot bekering gekom het, wanneer hulle tot geloof gekom het in Jesus, het hulle sonder uitstel Jesus gevolg deur die doopwater. En as jy dan vir een of ander rede nie Jesus wil volg deur die doopwater nie, Paulus is gedoop. En hy sê, volg my voorbeeld na, soos ek die voorbeeld van Christus navolg. Dis net oral, dat ons met Jesus se voorbeeld navolg, en Jesus is gedoop, Paulus is gedoop. Elke gelowige wat ons van lees in Handelinge, nadat hulle tot geloof gekom het, is gedoop. Ek en jy moet ons laat doop. As jy nog nie gedoop is nie, hoop ek die Heilige Gees gebruik hierdie boodskap om jou te oortuig, laat jou doop. Here, dankie vir u woord, dankie vir die krag van u woord, en dankie dat u Heilige Gees die getuie is van u woord. En ek vertrou, Here, dat u Gees nou met mense sal deel wat nog nie gedoop is nie. En dat u Gees hulle deur u woord en deur die oortuiging van hulle hart, hulle sal oortuig om gedoop te word, sodat hulle saam met Christus kan sterf, maar ook saam met hom kan lewe. Daar's iets wat u in hulle wil doen, wat net gedoen kan word wanneer hulle gehoorsaam is om hulle te laat doop. Ons eer die Here, hy is amazing, hy is lief vir ons, en hy is bonatuurlik goed vir ons. En ons wil u volg in alles wat ons doen en sê. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom. Baie dankie dat jy saam met ons na vandag se Bybelstudie geluister het. As jy dalk met ons bediening wil hande vat en ons help om aan te hou om nog meer mense te bereik met die woord, is jy welkom om een van die maniere te gebruik wat nou op die skerm verskyn. Baie dankie dat jy ook vir ons bid. Ons waardeer dit super baie. Ons bid ook vir seën oor jou lewe. Shalom.